Die eerste sessie vandag staan onder die opskrif die Gamaliel beginsel. Het kom uit Handelinge 5 uit. Daar staan hulle was rasend van woede en wou die apostels doodmaak. Maar toe staan iemand in die Sanhedrin op, 'n fariseer met die naam Gamaliel, 'n wetgeleerde met hoë aansien by die hele volk, en gee opdrag dat hulle die mense vir 'n oomblik na buite neem. Ken jy vir Prof Gamaliel? Ek dink verseker so. Maar ek moet jou oortuig, kom saam. Die eerste keer dat ons van hom lees in die Bybel gebeur, hier in Handelinge 5, in die teks funksioneer hy instrumenteel in die gespaarde lewe van die apostels, wat op die punt gestaan het om hulle lewens te verloor, omdat die Sanhedrin eenstemmig was oor die feit dat hulle dwaalleer versprei, en dat die volk wil verlei word deur hulle om op 'n dwaalspoor af te wyk. Hy wys die raad op die feit dat daar sommer in die onlangse geskiedenis 2 kalante was, wat ook groot amok kon maak en die volk in onguns kon bring by die Romeine. 'n ene Teudas en 'n Judas. Maar hulle is dood sonder dat 'n haan daaroor gekraai het. Sy raad vir die Sanhedrin was dat hulle moet wag en kyk, dalk loop hierdie manne dieselfde roete. As dit egter van God afkom, moet hulle nie in die strik trap om teen God te staan te kom nie. Sy raad is gevolg en die evangelie groei. Die God wat tweede kanse toestaan is groter as die Sanhedrin. Die tweede keer wat ons die naam van Gamaliel lees in die Bybel gebeur wanneer Paulus homself by die soldaatkwartiere verdedig teen 'n gepepel wat hom wou vermoor in Handelinge 22. Toe hy toegelaat word om die skare toe te spreek, het hy hulle in Aramees gegroet en daardeur het hy kalmte oor hulle almal gebring. Hy beroep hom toe op sy baie suiwer Joodse opvoeding wat sy hoogste piek bereik het toe hy onder professor Gamaliel se hande deurgeloop het. Beter akademiese opleiding as dit het nie bestaan nie. Hiervandaan het ons tot vandag toe die uitdrukking dat iemand met groot wysheid gesit het aan die voete van Gamaliel. Op sy beurt wil dit leer dat menslike optrede op sigself dikwels faal, soos Teudas en Judas. Maar as God sy wysheid deursyfer in die menslike gedrag, kan dit nie gestop word nie. Dit word tweede kanse, mooi werklikheid. Ons lees nêrens dat Gamaliel se wysheid en beginsel hom oortuig het om 'n gelowige te word nie. Dit lok die vraag uit of hy as draadsitter alles probeer het om een opstand te verhoed, maar self nie 'n keuse wou maak nie. Ons gaan nie daar nie. Wat beteken dit vir ons? Ons getuies in die 21ste eeu ervaar dat God leef. Sy werk kan nie gestuit word nie, en dat almal wat toegewyd aan sy roeping bly die diepe innerlike vervulling beleef dat die Heilige Gees gekom het soos beloof is, en dat ons geroep is om die koninkryk van God uit te leef. Gamaliel? Ja, sy raad is tog waardevol. Nie te gou oordeel nie, maar ons verbintenis tot die lewende Jesus laat ons harte vol blydskap klop. Sy tweede kanse in ons lewe dra vrug. Kom ons sê vir hom dankie. Here, almagtige God en Vader, dankie dat ons in elke tyd wysheid kry om u woord te interpreteer, te verkondig, oor te dra en in ons eie lewens vrug te laat dra. So wil ons ook vir u dankie sê dat ons tweede kanse kry. Hoor almal wat vandag hierdie boodskap hoor en 'n tweede kans soek, gee dit vir hulle in die naam van Jesus asseblief. Amen.